Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan baie goed met u en dat die woord van God en die waarheid daarin vervat vir u altyd baie belangrik is. Nou ek gesels andermal weer oor die misleiding in die kerk, die spreek in tale, die sogenaamde prayer language, en in vandag se onderwerp gaan ons kyk na vreemde onbybelse manifestasies wat plaasvind in hierdie dienste. En ek gaan vir u 'n paar videoklips speel om dit vir u te bewys. Nou ons gaan kyk ook na dwalinge van TB Joshua en ander, en dit is baie belangrik dat ons daaroor gesels. So kom ons spring dadelik weg. Dit is belangrik om te verstaan dat God 'n God van orde is en nie wanorde nie, en wanneer daar sulke wanpraktyke en chaos in ons kerke plaasvind, is dit omdat mense nie luister wat die woord van God leer nie, en die skrifgedeelte in 1 Korintiërs 14:32-33 sê die volgende: en die geeste van die profete is aan die profete onderworpe, want God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. Nou wat beteken hierdie skrifgedeelte? Dit sê maar net dat wanneer ek een van die gawes beoefen, sal dit nie buitensporig en buitengewoon 'n snaakse, chaotiese of vreemde manifestasie wees nie, maar ek sal by my totale bewussyn wees wanneer dit plaasvind. So daar gaan nie 'n snaakse, soos hulle Engels sê, 'n behavior, 'n vreemde behavior, gedrag plaasvind by jou nie. En dit is absoluut wat die skrif leer, en dis nie wat ons sien in ons kerke nie, maar kom ons gaan kyk, wat doen Kenneth Copeland en Rodney Howard-Browne. Ek gaan vir wys waar hulle met mekaar in tale praat en lag asof hulle mekaar grappies vertel, en die gemeentelede klap hande en hulle vind dit baie snaaks. Maar kom ons gaan kyk wat hulle doen, en dan gaan ons daaroor gesels. It doesn't matter what they think. Oh, do bordies da pacaliado. Oh, le bevedia pashodopre. In a man no boko lombon chamber. Plama pangala ma hen este skap kre bol pamine mai pe plama to dobo bolivia va. Helemaal bij kijk hier mee pinste. Kom frama. Begrede. Sukorne me in Bramban jungolo ciepe. En a masukore de estekea. En a me fiesto po. En a mamamoro vieste. En a manjugora televia. Se me ne bagi visti di popom romongo go idava. Kom eens die skumboom frimel og glad van mannen nange mal. Nou hierdie twee leraars is valse profete. Ek klassifiseer hulle as valse leraars en valse profete. As jy na baie van hulle ander video's gaan kyk en wat natuurlik leer vir mense, maar het is baie duidelik dat Rodney Howard-Browne en Kenneth Copeland, wanneer hulle met mekaar in tale praat en lag hulle asof hulle grappies vir mekaar vertel, en hulle doen dit so oortuigend dat die gemeentelede eintlik hande klap en baie tevrede daarmee is, en hulle dink dit is baie snaaks. Maar dis eintlik glad nie wat die skrif leer nie, dis eintlik 'n dwaling, dis eintlik skokkend, en mense hou vas aan hierdie leraars. My vraag is nou, hoe sal God, buiten dat hierdie nou onskriftuurlik is, hoekom sal God aan valse leraars en valse profete die gawe van tale toevertrou? En die uitleg daarvan natuurlik. Ons sal dit nooit vind in die ware kerk van Jesus Christus nie. Hierdie is valse leringe en dit moet totaal vermy en verwerp word. Maar kom ons gaan kyk na die chaos in baie van die ander dienste. Ek gaan vir 'n videoklip speel en kyk na hierdie chaos, en dan word aan tale gepraat, bloot maar net gibberish. Kom ons gaan kyk. God tells you que sí. It's yes. I shake it in the club. Let's see el Espíritu Santo y fuego otra vez. Ahora en nombre de Jesús. Fuego. That's real. This is real. That's it. That is a whole new level of breakthrough in your life tonight. A whole new level of breakthrough in your life tonight.
Nou, terwyl hy so in tale praat, het hy aan die einde van die video, het hy opgelet, dis dieselfde sinsnedietjies wat hy oor en oor herhaal, bloot gibberish, want hy weet nie wat regtig om te sê nie, en dit klink vir hulle so eg, maar dis net bloot gibberish, dis maar gebrabbel, en hulle dink daar's vreeslike krag daarin, dis 'n magiese soort van magic, jy praat so in tale, en dit is absoluut kragtig, maar dis eintlik baie skokkend. Nou wat ons hier sien is nie iets wat ons in die Nuwe Testamentiese kerk sien plaasvind in die boek van Handelinge in Korintiërs nie, of dit in Korintiërs plaasvind het, ek twyfel daaraan, maar dis duidelik dat hierdie gespring en oor tafels gespring word en rondgeval en geruk, absoluut iets is wat ons die skrif nie vir ons leer nie. Die tale is duidelik, baie duidelik gibberish. Nou, buiten die manifestasies moet tale altyd in 'n samekoms uitgelê word. Die woord is tog duidelik dat hoogstens 2 tot 3 spreek in 'n taal, en dit is 'n taal wat losse is 'n taal wat verstaan word iewers in die wêreld, maar die spreker verstaan dit nie, want hy het dit nie aangeleer nie, maar die Gees gee hom daardie gawe, en dan moet iemand dit uitlê, iemand wat daai taal nou kan verstaan deur die gawe van die Heilige Gees, om dit oor te dra aan die gemeente. Maar sien ons dit hier plaasvind in een van hierdie dienste? Sien ons enigstens dat mense tale uitlê waar daar nou 'n sogenaamde taal, want hulle kan nie, want dit is net bloot gibberish. Dis eintlik net 'n klomp gemors. Maar kom ons gaan kyk na Shepherd Bushiri. Nou hy sing in tale, en nou kom ons gaan kyk wat gebeur wanneer hy in tale sing. En hierdie mense glo dat as jy in tale sing, dis maar net bloot gibberish wat hulle sing in elk geval, maar kom ons gaan kyk na die vreemde manifestasies. Rivo yamoski yabaya, la kayamo sayama, kayamo sayama, le yama sayaba, e yamo sayama, kayama nerebo sayaba yaba, re kayamo sayamanes. Rekayamosa La Yamasi Yamani Yamada La Yamasa Yaba. Sing in other tongues. Parabasete Yababa Rakatate Ribo Sayanos Makayamanebo Sayaba Reyamo Sayaba Reyamo Sayaba Reyamo Sayaba Rekaya, 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 kayabo santerebos, ranayamo sayabaya, rikaya de sayamosha, rinderemo sayaba, rikayamo sayaba, eramo sayaba, eyamo sayama terebo sayaba. Nou ja, sing in tale en die duiwel sal van jou weg en die duiwel sal begin vlug en daar sal manifestasies plaasvind en mense sal rondval en oor mekaar val, oor stoele spring en val. Dit is nie die Bybel nie. Hierdie manifestasies het geen grondslag in die skrif nie en is absoluut totaal vals. Hy sing in tale en die vraag weer is, sal God hierdie gawe aan hierdie valse profete gee en verleen? En daar is baie sulke mense, daar is baie sulke valse leraars. En dit is eintlik baie, baie skokkend. Nou, wie is Shepherd Bushiri? Nou, ek wil nie te diep gaan in sy wanpraktyke en dinge wat oor die nuus was nie, maar hierdie man is vir jare besig om baie mense te lei, verkeerd te lei na die afgrond, en dit is bekend in baie van sy leerstellings wat hy bring, manifestasies wat in sy kerk plaasvind, maar soort van is daar ook valse miracles, en natuurlik dan as hy oor die prosperity gospel praat, en daar is baie van hulle ook, dan verskyn daar geld in jou bankrekening, en ek gaan vir dit wys op 'n geleentheid, as ons praat oor die prosperity gospel, dat daar geld in jou rekening, jou bankrekening verskyn, sonder dat die bank daarvan weet waar dit vandaan kom, maar dit is wat hulle sê gebeur, en dit is absoluut skrikwekkend, skokkend, en dit is nie iets wat werklik is nie, dit is iets maar net wat fake is, en hierdie mense glo dit. So, maar ek wil nie te diep aangaan oor Shepherd Bushiri nie, maar het gesien die vreemde manifestasie wat daar plaasvind in hulle dienste. Nou ja, nou gaan ons konsentreer op 'n baie, baie ernstige saak. TB Joshua is 'n man wat reeds oorlede is, en hy was in Lagos, Nigerië, was hy die profeet gewees daar, Prophet TB Joshua,
En hy het saam met Kobus van Rensburg en 'n paar ander leraars gesit in 'n vertrek en hy het vir hulle gewys op 'n bord hoe dat jy in tale kan skrywe. Maar hy vertaal het van Engels na die vreemde taal toe. En ons gaan kyk na die vreemde manifestasies wat hier plaasgevind het, wat baie, baie skokkend is. Kom ons begin met die eerste videoklip. I want to write this in this language. This is Holy Spirit. Righteousness. Oh, that belief. I prefer to write in this language than the English language because you cannot read. This is righteousness for all that believe. Nou ja, voor ek begin wil ek net vir u vra, gaan as jy die video's kyk, daai klips kyk, daaronder is subtitles, gaan lees wat daar staan, want is nie baie duidelik. Jy kan hom nie duidelik hoor en verstaan as hy praat nie. Hy praat so half met geslepe lippe. Maar gaan luister gaan kyk na die subtitles daaronder wat hy gedoen het. Hy het op die bord gaan skryf en hy skryf Holy Spirit, dan vertaal hy dit na die vreemde taal toe en dan sê hy believers that this is for all believers that believe, wat ook al, en hy gaan skryf dit in 'n vreemde taal, die vreemde taal op die bord en hy maak 'n paar tekeningkies daar asof dit die tale is. So hy vertaal dit van Engels na die vreemde taal toe. Die Bybel sê as ons in 'n taal praat, 'n ander taal, dis losa, dan moet dit vertaal word sodat iemand dit kan verstaan. Hy doen presies nou die teenoorgestelde. Nou, hy noem dit ook 'n heavenly language, en as dit op die bord vertaal, nou, 'n heavenly language is 'n taal wat niemand kan verstaan nie, sê hy. Dit is natuurlik die prayer language. So hy het met die prayer language op die bord geskryf, en niemand kan dit nou verstaan nie. Nou, dit leer die woord van God nêrens nie. Maar wat in die volgende videoklip gaan sien is baie belangrik. Hy vertaal nou hierdie Engels na die taal toe en dan praat hy met die mense. Ek wil hier met luister na die subtitles of gaan lees dit daaronder. Hy praat met die mense en dan vra hy op 'n geleentheid vir Kobus van Rensburg. Hy sê vir hom, gaan na die bord toe en dan moet jy nie dit gaan lees nie, want jy kan dit nie lees nie, maar gaan raak aan die bord, op die tale op die bord, gaan vat met jou hande daarin. En dan gaan jy sien dat hy geslein word in die spirit. So hy gaan op die grond val, hy gaan sy bewussyn verloor, hy gaan nie weet waar hy is nie. Kom ons gaan kyk daarna. Okay, Holy Spirit. Will speak language So this one I cannot teach you. It's God himself that will teach you. It's not something I will say, okay, say it following. No. Like English, you have to give spelling A, B, C, D. This one has no alphabet. God will teach you himself and will teach you everything I cannot teach you. Will inspire you. But you don't know that I can write, I have this language. When the power of anointing comes, you'll be given, that is, deep test. You'll be given power of vision, healing, you prophesy, speaking in tongues. You will not only speak in tongues, you write it.
it becomes your language, heavenly language. So your earthly language will become, when I'm alone, I speak in tongues to Christ. It's not something I should display in the midst of people. You just touch, you don't read it, just touch the language and see what will happen to you. So we need to draw nearer to God. Jy sien, hy praat met die mense daar en ek hoop jy die subtitles gaan lees en hy verduidelik wat die tale is en is 'n private language en so gaan hy aan in al die voordele van profesie en al die healings en so meer. En dan vra hy nou vir Kobus van Rensburg. Hy sê vir hom, luister, gaan na die bord toe, moenie die tale lees nie, dit kan nie gelees word nie. Jy moet net daaraan vat en kyk wat met jou gebeur. En wat gebeur? Hy word geslein in die spirit. Absoluut onskriftuurlik. Dit staan nie in die woord van God nie, maar hierdie mense leer dit en daar's baie mense wat vashou aan hierdie dwaal en hulle vertrou hierdie mense blindweg en hulle word mislei. Absoluut baie skokkend. Nou kom ons gaan kyk na die volgende en die laaste videoklip waarin TB Joshua nou na die bord stap en hy gaan vat aan die bord of hy lees dit, hy gaan vat aan die bord en wat gebeur? Kobus van Rensburg gaan sit regop en wat hy begin in 'n taal te praat, 'n vreemde taal. Hy's half dronk, hy weet amper nie eens waar is hy nie, maar kom ons gaan kyk wat hier gebeur. If I taught that language, you will stand up. I will call the language now. Sarisa, Arisisa, Arisisa. Now, if you now stretch his hand, anything can happen. But they maintain her now. What can you say about what happened to you? You cannot talk. Don't worry. It's just Nazeve Haji. It's very. Kan jy sien hoe dronk kom hy voor? Hulle noem dit dronk in die gees. En dan vat hy in die tale, dis nou TB Joshua, en dan staan Kobus van Rensburg op. En dronk en die mekaar begin hy nou in 'n gibberish taal te praat. En hy weet glad nie eens waar hy is amper nie, maar hy begin nou in 'n gibberish taal te praat. Dit is totaal onskriftuurlik. Die woord van die Here waarsku ons teen sulke praktyke, sulke wanpraktyke, soos hierdie vreemde goed wat gebeur, en ons moet as kinders van die Here bedag wees op misleiding, en dit raak ons geestelike lewens baie ernstig, maar hierdie mense het geen agting en geen respek vir die skrif nie. Hulle kan dit nie eksegese toepas nie, hulle plaas altyd iets in die skrif wat nie daar staan nie, en daarom moet ons baie ernstig gaan onsself ondersoek. As jy in so 'n gemeente sit of in so 'n diens is, wees baie versigtig dat die woord van die Here sê, toets die geeste. En hoe toets ons die geeste? Deur die woord van die Here. En dis baie ernstig. Nou ja, baie dankie dat jy geluister het. Dit is regtig skokkend wat ons hier sien, maar dit is wat werklik plaasvind in baie van ons charismatiese kerke en gemeentes, en dit moet absoluut vermy word. Dit is absolute dwaling. Mag die Here u seën tot 'n volgende keer. Totsiens.